Môre, ons teksgedeelte vanoggend is 1 Samuel 18 vanaf vers 20 tot en met vers 27. Ek lees sommer net so 2 verse hier vanaf vers 20 waar daar staan: Saul se ander dogter Mikal was verlief op Dawid en toe dit aan Saul vertel is, was sy skik daarmee. Saul het naamlik gedink ek sal haar aan hom gee dat sy vir hom 'n vangstrik word en die Filistyne teen hom kan wees. Er word 'n pragtige storie vertel van 2 monnike wat eendag deur die bos geloop het. En deel van hierdie monnike ritueel was natuurlik om so min as moontlik met mekaar te praat, om juis in die stilte bewus te wees van die Here se teenwoordigheid. Dit het baie swaar gereën, die rivier daar naby het afgekom. En dan word vertel dat daar 'n jong dame was wat desperaat probeer het om aan die ander kant van die rivier te kom. Een van hierdie monnike was 'n baie goeie swemmer en het toe aangebied dat hy die meisie deur die water sal neem en dit haar juis dan veilig aan die ander kant van die oewer gelaat. Met sy terugkeer het hierdie 2 monnike vir 'n ruk in stilte geloop, toe die een vir die ander een sê: jy weet natuurlik dat jy 'n baie belangrike reël oortree het. En een van die monnikreëls was juis gewees dat hy nie aan 'n dame sou vat nie. Sy reaksie hierop teenoor die persoon wat die opmerking gemaak het, was om te sê: ek het hierdie dame al lankal aan die ander kant van die oewer gelaat en jy dra haar nog steeds saam met jou. Dit laat 'n mens dink dat 'n mens dikwels 'n slagoffer is van jou omstandighede, dat jy dikwels toelaat dat die negatiewe dinge wat in jou lewe gebeur 'n sterk invloed het op jou lewe, hou vas op jou lewe het, wat maak dat 'n mens dikwels sukkel om vry te kom van dit wat in jou lewe gebeur het. Dikwels word dit vir jou moeilik gemaak, dikwels word jy die hele tyd herinner aan die foute wat jy gemaak het. En tog is dit dat hierdie verhaal vir 'n mens vertel dat jy dikwels partykeer ook dinge kan agterlaat om vorentoe te kyk. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, gaan dit oor die verhaal van Saul en Dawid, maar in die besonder oor hoe Mikal, die jongste dogter van Saul, eintlik gebruik word as 'n pion in hierdie magstryd tussen hierdie 2 mense. Ons lees dat Mikal smoor verlief was op Dawid, dat Saul dit gehoor het, en dat Saul juis probeer het om vir Dawid dan ook dood te maak deur te sê: jy kan met hierdie dogter van my trou as jy 100 Filistyne se vooruit vir my bring. Nou lees ons dat die bedoeling daarvan is dat hierdie Filistyne dit nie net aan Dawid sou oorhandig nie, dat hy hulle moes doodmaak en dat hy dalk dan ook kon boet met sy lewe. En so is dit dat Dawid en sy soldate so ver gaan om nie net 100 nie, maar 200 voorryde dan ook aan Saul te oorhandig. Saul kon nie anders as om sy dogter Mikal aan hom te oorhandig, sodat sy dan nou ook met hom kon trou nie. Ons lees dat hy verder gegaan het en dat hy vir Mikal gebruik het ook verder in hierdie verset teen Dawid, en hoe dat sy vanuit sy liefde vir Dawid reageer deur hom te beskerm. Want daar was 'n geleentheid waar sy gehoor het dat Saul hom juis wil kom doodmaak, en hoe sy dan 'n afgodsbeeld in Dawid se bed gesit het, 'n bokkar net oor sy kop getrek het, en dan vir die soldate gesê het dat Dawid siek in die bed lê en hoe hulle gegaan het om hom te probeer doodmaak, en agtergekom het dat hulle eintlik om die bos gelei was. Mikal het losgekom deur te sê dat Dawid vir haar geforseer het om hierdie leuen te vertel. En dan lees ons dan hoe dat Saul dan in verset teen Dawid eintlik vir Mikal oorgee aan 'n ander man met die naam van Palti. Ons lees dat dit deel was om Dawid te verneder, en so is dit dat ons lees dat hierdie magstryd op 'n stadium Saul aan die verloorkant was,
en dat Dawid dan nou geëis het dat sy dan teruggegee is, Mikal teruggegee word aan hom as vrou. En die vraag was natuurlik, was dit uit liefde of was dit doodeenvoudig dat hy wou wys dat hy die troonopvolger is, dat hy koninklike gesag het? En dan lees ons dan dat Palti eintlik saam met haar gehuil het toe sy teruggegee is aan Dawid, en dat hy later weggejaag is en hartverskeurend was oor hierdie vrou wat dan nou weer van hom af weggevat was. Dawid was gesalf as koning. Ons lees dat hy baie ander vrouens getrou het, ander byvrouens gehad het, en dat die finale toneel in hulle verhaal was juis toe Dawid die ark in Jerusalem kom terugplaas het, hoe hy voor die ark vooruitgedans het, en hoe Mikal dan nou veragtend na hom gepraat het oor hoe hy homself kom ontbloot het vir die slavinne, en hoe dat Dawid dan teenoor haar regeer het, en dan word daar gesê dat sy eintlik kinderloos gebly het haar hele lewe deur. En ons kan sê dat Mikal 'n politieke speelbal was tussen haar pa en Dawid. Ons sien hier 'n vrou wat eintlik uitgebuit is, wat eintlik misbruik was in hierdie magspel tussen twee mans, en dat die Here dit vir ons dan eintlik kom uitwys ook in hierdie gedeelte. Die ongelooflike is natuurlik dat deur Christus se opstanding en die Here vir ons 'n nuwe orde bring, deurdat hy vir ons kom sê dat ons oorwinnend kan leef oor kwaad, oor gebrokenheid, oor stikkindheid in ons lewe, en dat die Here gekom het om te red, dat die Here gekom het om vir ons te herinner dat ons aan hom deel het, maar dat ons ook opgeroep word tot bekering, en daarvoor word hierdie verhaal dan eintlik gebruik dan vanuit Jesus se opstanding ook om te sê dat die Here ook die posisie van die vrou kom herstel het, dat hy die vrouens die eerste persone maak as getuies oor sy opstanding, dat die hele Jesus revolusie eintlik ontstaan het vanuit hierdie getuienis van hierdie vroue. Maar word ons eintlik ook opgeroep om te sê, hoe hanteer ons ander mense? Want jy sien vanuit Christus se opstanding, is dit dat die Here vir ons leer om respek te hê vir God en vir ander, en daarom dat ons nie vanuit onsself leef nie, maar juist die wil van God soek, ook in ons verhouding met ander. As ons vandag Vrouedag vier, is dit ook belangrik om dan te sê, hoe leef ons dan ook vanuit ons verhouding in Christus met respek en met eer, ook teenoor vroue in hierdie wêreld. En daarmee saam is dit dat ons dan ook kan sê, vanuit Christus leer ons om juis hierdie nuwe lewe in Christus te ontvang, hoe ons ook geleer word om agter te laat, dit wat stikkend was, dit wat 'n houvas op ons lewe gehad het, sodat ons deur sy opstanding en deur sy verlossing ook bevry kan word, ook van al hierdie slegte dinge, wat dikwels so lank 'n houvas op ons lewe gehad het. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons en red vir ons tot eer van U naam. Amen.